Openbaring, kort gedeeltes. Josef, seun van Dawid, nie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes af verlos. En dit het alles gebeur, sodat die woord van die Here deur sy profeet, wat deur sy profeet gesê is, vervul sou kon word. Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God met ons. Matteus 28 van vers 19. Gaan dan na alle nasies toe en maak die mense my disippels en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Dan Openbaring 21 vers 3. Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly en hulle sal sy volk wees en God self sal by hulle wees as hulle God. En hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie, ook nie leed, smart en pyn nie meer nie, want die dinge van vroeër het verbygegaan. Die woord van God vir die kinders van God. Wat is jou Kersgeskenk aan die Here Jesus Christus? Piet Creer was 'n werkeloos. Hy was voortdurend by die werk gewees. Lang ure gewerk. En as hy by die huis was, kon hy nie rustig sit en ontspan nie, hy het aan die slaap geraak. Want hy was moeg, oormoeg. En toe mense vir hom vra, nou Piet, hoe werk dit? Dat jy die hele tyd eintlik by die werk is, het hy gesê, man, jy verstaan nie. Ek het arm groot geword, bitterlik arm. Ek het eers skoene gekry in die hoërskool. Ek kon nie deelneem aan al die dinge wat my maats deelgeneem het nie. Want ons was te arm. Ek het my voorgeneem om hard te werk sodat ek vir my kinders en my vrou kan gee wat ek nooit gehad het nie. Dis die rede waarom ek so hard werk. Ek wil vir hulle gee dit wat ek nooit gekry het nie. Sy vrou daarenteen, Kersfees is vir haar 'n nagmerrie. Dis 'n verskrikking vir haar, want sy hardloop die hele tyd. En as al die gaste en die vriende weg is, dan sy skoon uitgeput. Dan moet sy eintlik weer bykom na al die uitputting. En as jy met Piet praat en vir hom sê, waarom werk jy so hard? Dan sê hy, ek wil vir my vrou en kinders gee wat ek nooit gehad het nie. As jy vir sy vrou vra, hoekom is jy so besig Kersfees, hoekom is jy so uitgeput? Dan sê sy, ek wil vir my vriende en my gaste gee.
die beste wat ek het. Hulle moet gelukkig wees, Kersfees by my. Pragtig, né? Twee mense wat daarop ingestel is om te gee vir ander mense. Wat is die probleem? Wat is Piet se kinders se probleem met hom? As jy met hulle praat, dan sê hulle, weet julle, ons waardeer ons pa so geweldig. Maar wat vir ons 'n leemte is, ons ken hom nie. Hy's nooit by die huis nie. Ons het nie regtig behoefte om so bederf te word nie. Ons het 'n behoefte om hom te hê meer by die huis. Ons het 'n behoefte om saam met hom te lewe, om saam met hom dinge te doen. Dit kry ons nie. En as jy met die gaste praat, wat so trakteer word Kersfees, dan sê hulle, ons waardeer Piet se vrou geweldig. Wat sy vir ons doen is ongelooflik. Maar die hartseer is dat ons nooit by mekaar uitkom nie. Ons het nie tyd om met mekaar te praat nie. Sy hardloop net die hele tyd. Sy is die hele tyd besig. Ons kan nooit saam met mekaar wees nie. Wanneer God se seun na die aarde toe kom en gebore word in Jesus Christus, dan doen hy dit vir ons. Hy doen dit vir ons, omdat ons 'n onvermoë het om met hom te lewe. Wanneer hy aan die kruis van Golgotha sterwe, doen hy dit vir ons, sodat ons 'n pad saam met hom kan loop. Dit wat Christus doen vir ons, is nie die doel op sigself nie. Hy doen dit sodat ons sy kinders kan wees, sodat hy Immanuel, God by ons kan wees. Toe Jesus hier op aarde was hy 'n doodgewone mens, behalwe dat hy nie sonde gedoen het nie. Hy het ook menslike behoeftes gehad, hy het honger geword, hy het ook hartseer geword. Maar hy was meer as 'n mens. Hy was ook God. In hom kon 'n mens die gesig van God nader sien, skyn. In hom het hy vir ons 'n demonstrasie gegee wie God is. God is nie die ou toppie daarbo, die ou man, waaroor baie mense praat, wat ver van ons is. En 'n boekie het om en al ons sondes die hele tyd neerskryf, sodat hy ons eendag kan straf nie. Dis nie die God van die Bybel nie. Hy is ook nie die brandweerman wat net daar is om ons te help wanneer ons in nood is nie. Jesus kom verduidelik vir ons wie God is. Hy is die God wat Immanuel wil wees, God by ons, God met ons, God wat ons werklik waar verstaan. As Matteus sy evangelie skryf, dan begin hy en dan sê hy vir ons, Jesus Christus het God aan ons kom verduidelik. God is Immanuel, God met ons. En as hy sy evangelie afsluit, dan sê hy, hierdie Jesus sal met julle wees al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Hierdie Jesus wat hier op aarde geloop het 2000 jaar gelede, is vandag by ons. As die opgestane Jesus, as die verheerlikte Jesus, is hy vanoggend hier by ons in die kerk. En is hy saam met ons tot aan die uiteinde van die wêreld. By die doop het hy homself aan ons verbind
En het hy gesê, ek wil jou God wees. Ek wil vir jou begelei in jou lewe. Ek wil saam met jou stap na die nuwe hemel en die nuwe aarde, waar ons eendag volmaakte ervaring gaan hê van mekaar, waar jy my gaan sien soos ek is. Dis die God van die Bybel, die God wat 'n behoefte het om naby ons te wees. Genoeg gepraat. Kom ons ervaar iets van hierdie Jesus, wat opgestaan het en wat by ons is. Nou wil ek graag hê, u moet die oë baie styf toemaak. Net 'n paar oomblikke oë styf toemaak en net lekker rustig word. En terwyl jy so rustig word, wil ek hê jy moet dink aan die lekkerste ervaring wat jy nog ooit in die lewe gehad het. Jy as vrou kan miskien sê, die dag toe ons eerste kind gebore is, die ongelooflikste ervaring in my lewe. Jy as man kan sê, 95 toe ons die wêreldbeker gewen het. Jy as matrikulant kan sê, die dag toe ek matriek klaar geskryf het. Elkeen van ons het 'n verskillende lekker ervaring. Dink bietjie in detail daaroor na, hoe lekker dit was. Waaroor is jy spesifiek dankbaar? Waaroor is jy spesifiek bly? Wat waardeer jy spesifiek en besonder? Weet jy dat die opgestane Jesus ook daar by jou was, toe jy hierdie emosies ervaar het? Dis hy wat al hierdie dinge moontlik gemaak het. Dis hy wat ook nou by ons is. Dis hy wat ook vir jou op hierdie oomblik 'n diepe ervaring van sy teenwoordigheid wil gee. En as jy behoefte het daarna, kan jy vir hom vra, Here Jesus, help my om op hierdie stadium in my lewe nou die teenwoordigheid op 'n baie besondere manier te ervaar. Nou miskien moet jy eers sê, Here, vat weg die blokkerings in my lewe. Dit wat veroorsaak dat ek u teenwoordigheid nie altyd ervaar in my lewe nie, vat dit weg. Wat is dit? Wat weerhou jou op hierdie stadium om die Here se teenwoordigheid op 'n spesiale manier te ervaar? Laat die Heilige Gees toe om dit aan jou duidelik te maak. Bely dit voor die Here. Maak jou hart oop, sodat die Here Jesus op 'n besondere manier by jou kan wees. En hoor wat hy vir jou wil sê vanoggend. Hy wil vir elkeen van ons iets anders sê, maar eintlik is dit dieselfde tema, met verskillende variasies. Hy wil vir elkeen van ons sê, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne, jy is kosbaar vir my. Ek wil Immanuel, God met jou wees. Ek wil jou begelei op jou lewenspad. Moenie bang wees nie. Ek is met jou. Dankie. Hierdie God van Kersfees is die God wat naby ons wil wees.
Hy is die God wat Immanuel vir ons wil wees. Wat wil hê dat ons voortdurend rekening sal hou met sy teenwoordigheid in ons lewens. En dat ons tyd sal maak om sy teenwoordigheid te ervaar en te belewe. Tog is dit so dat ons ongelukkig baie keer vergeet wie God is. Ons vergeet dat hy voortdurend by ons is, dat hy saam met ons die pad wil loop. En ons het nie tyd om net stil te word en rustig te word, om sy teenwoordigheid te ervaar en te belewe nie. Maar gelukkig het die Heilige Gees gekom, om vir ons te help ook hiermee. Die Heilige Gees het gekom om ons te herinner wie God is. Om vir ons te herinner dat die God wat ons aanbid, 'n God is wat saam met ons wil stap. Hy is 'n God wat met ons wil wees. Die Heilige Gees het gekom om 'n behoefte in ons hart te plant, sodat ons baie keer net kan stil word en kan rustig word om God se teenwoordigheid te ervaar en te belewe. Maar die Heilige Gees werk nooit sonder ons nie. Die Heilige Gees skakel ons in sy betrokkenheid by ons lewens. En hy wil hê dat ons voortaan, as ons opstaan in die oggend, die eerste ding waaraan ons moet dink is, die Here God is by my. Hy is met my. En die eerste ding wat ons moet doen is eintlik te sê, goeiemôre Hemelse Vader. Of voordat jy vir jou vrou môre sê, dat jy vir jou Hemelse Vader kan môre sê en sê, dankie Here, dat U vandag saam met my gaan stap. Ag, en dit kan eintlik goed wees dat jy vir die eerste persoon wat jy gaan ontmoet die oggend, kan sê, môre, onthou die Here God is by ons, hy is met ons. En as jy vanmiddag eet, dat jy vir mekaar kan sê, die Here is met ons. En in die gebed kan sê, dankie Here, dat U tot dusver saam met ons gestap het, dankie ook vir die kos wat U vir ons gee. Gee vir ons krag vir die uitdagings, vir die volgende deel vir die dag. En as ons vanaand gaan slaap, kan ons terugdink en vir die Here sê, dankie Here, dat U saam met ons was. Dat U met ons was. En nou Here, my lewe is in die hand, wees ook, terwyl ek slaap, met my. Daar's 'n tweede ding wat ons kan doen, elke dag. Of voortdurend, dat ons tyd sal maak om die Here se teenwoordigheid en sy liefde te ervaar in ons lewens. Ek hoor van 'n ou oom, wat daagliks na 'n kerk toe gekom het. En dan was hy net rustig in die kerk. En die kinders van die omgewing het gesien hoe die ou oom voortdurend kerk toe kom. En hy het gelag en gesê, oom, wat maak jy so by die kerk? Lyk my jy het probleme. Hy het gesê, nee kinders, ek bid. Hy het gesê, ouma, wat het jy op jou hart, wat jy soveel dinge moet sê vir die Here? Die oom het gesê, nee kinders, ek en die Here sit saam in die kerk. Ek praat met hom, en ek luister hoe hy met my praat. Die oom is vir ons 'n voorbeeld van iemand wat tyd maak om net stil te word, met die Here te praat, en vir hom toe te laat om met ons te praat. Twee dinge wat ons kan doen van vandag af. Dat ons voortdurend bewus sal wees dat God die God is met ons. Dat ons tyd sal maak om net in die Here se teenwoordigheid te kom.
en net sy teenwoordigheid te ervaar in ons lewens. 'n Groot probleem in ons lewe is baie keer dat ons goeie dinge doen. Ons doen dinge vir mekaar. Maar ons gee nie onsself vir mekaar nie. Ons loop nie 'n pad met mekaar nie. Ons is nie by mekaar nie. En dit kan selfs gebeur in ons geestelike lewe, dat ons betrokke kan wees by die dinge van die Here, maar dat ons nie in 'n verhouding staan met die Here van die dinge nie. Dat die Here van die dinge eintlik bietjie agter in ons lewe is. Thomas van Aquino is 'n teoloog wat baie jaar gelede geleef het. En hy het ongelooflike teologiese werke na vore gebring wat vandag nog relevant is. Kort voordat hy dood gegaan het hy 'n visioen gehad waar hy die Here op 'n besondere manier gesien en ervaar het en waar hy in die Here se teenwoordigheid was. En dan skryf hy en dan sê hy: alles wat ek gedoen het in my lewe tot dusver, al die teologiese werke wat ek geskryf het, is werke van strooi. Dit beteken eintlik niks nie. Die hoogtepunt van my lewe was hierdie besondere ontmoeting met die Here. 'n Ontmoeting met die Here, 'n pad saam met die Here, oortref alles wat jy in die lewe kan ervaar. Dis die hoogtepunt van mens wees. Want dit lig jou uit jou aardsheid en jou nietigheid en jou mensheid. En dit stel jou in staat om in hierdie stikkende wêreld waarin ons leef, nie net te koud nie, maar om te floreer. Dis waarom Jesus gebore is. Om Immanuel, God met ons te wees, sodat ons sy liefde kan ervaar in ons lewens en sodat ons in hierdie wêreld kan floreer en lofliedere kan sing tot eer van sy naam. 'n paar oomblikke van stil gebed.